Let's be going. Abba Yahuwah, ons kom na U toe in Jesus naam, ons gee al die lof, eer en prys dat ons die voorreg het om hier te wees, om by mekaar te kom, om vir mekaar te leer, my Vader, en ook te lees van dit wat in die woord staan. En daar is wysheid daarin, my Vader. Vra U om ons leiding te gee, vra U vir oop harte, vrymoedigheid van gees om te vra wanneer daar iets nie verstaan word nie, of enige vraag wat daar gevra word, my Vader. As ons nie die antwoorde het nie, dan is ons ondersoek instel om die antwoord in die woord te kry, my Vader, in die skrif. Want alles onder die son is opgeskrywe in die skrif, en daar's 'n uitweg en 'n antwoord op alles in die skrif. Ons gee al die lof, eer en prys daarvoor, en ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Dis die mic moet vat, ons gaan nie daar so van wat nog tussen. Wat sien dit? Hy's bietjie harder as die ander, ja, ene keer. Anders kan ek ook skree, nee, ek doen. Nee. Wat sê? Die weet ek nie. Dit opname bring. Vanoggend gaan ek shower en ek sit my ring haarso op die wasbak voor ek gaan shower. En dan vergeet ek om, dan vloek so leeg. Okay, skriffies vir vandag. Dis haastig. Dis koud, dit maak nie hier. Onder penny. Okay, is almal reg? Ja. Okay, wag. Dit is net so bal met almal. Okay, Ezekiel 3. Dit is Ezekiel 3 verse 16 tot 27. 16 to 27. Dan het ons Jakobus 3. That's James 3 verse 1 to 12. Verse 1 tot 12. Jakobus 3. Ja tot 12. Okay, dan is dit die hele Ezekiel 4. That's Ezekiel 4. Ezekiel 4. Okay, almal om. Dan is dit die hele Ezekiel 5. That's Ezekiel 5. Het almal om? Yes. Dan het ons Markus 13. Maak. Verse 1 tot 13. Is het aan? Ja, that's all. Okay. Are you sure? Yes. Well, if something else comes up, then we'll add it. Okay. Ja. Okay, wie weet wat beteken beleer? Beleer. I don't know what it is in English either. But dit is om met 'n leer of 'n weermag te beset of te omsingel. Ek sê dan nou weer as ons dit raak lees, dan sal ek weer die betekenis gee. En dan betraag is die handeling om iets met aandag te bestudeer of te beskou, om iets met aandag te onderskou. Nee, te onderkyk, okay. Ek wil later net 'n paar van die ouderlinge vra, ek wil julle vra. Dit sal my vrou wees, Tannie Penny, Pastoor Marie, Kathy, en dan oom Frikkie, asseblief, ek wil met julle spreek oor iets ernstigs. Okay. Okay.
Jesegiel 3 vers 16 tot 27. En aan die einde van 7 dae het die woord van die Here tot my gekom en gesê: Mensekind, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. Okay. So hy is gekies deur God om die volk te waarsku. Okay. Dit wat God vir hom sê, dit moet hy sê. Okay. En dit wat God vir hom sê hy moet doen, dit moet hy ook doen. Okay. As ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe. Maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe. Maar jy het jou siel gered. Okay, so wat dit sê is, as jy nou gekies is, en dit is nou vir die predikers al buite ook. Kyk, as jy vir die gemeente sê, luister jy moenie sondig nie. Of verstaan, as jy sien iemand is besig op 'n goddelose weg, en jy gaan nie na hom toe nie, omdat jy die leraar is, en ons gaan nou daai skrifgie lees ook, omdat jy die leraar is, en jy gaan nie na hom nie, dan lê die oordeel by jou. Nee? Okay. Maar as jy hom gaan waarsku, en hy bekeer nie van sy weg nie, en hy sterwe, dan is dit sy eie toedoen, en sy bloed word nie van jou geëis nie, so jy het jou siel gered, jy vir hom die waarheid te gaan vertel. Okay. Maar as jy die goddelose waarsku en hy hom nie van sy goddeloosheid en sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. En as 'n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen en ek 'n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie, maar sy bloed sal ek van jou eis. So hier's nou 'n ou, hy wandel in die weë van die Here, en hy draai nou weg, en hy gaan op die verkeerde weg. En jy as leraar, as jy hom nie sê nie, en hy struikel, as jy sien hy's op pad iewers heen, en hy struikel, en jy het hom nie gewaarsku nie, dan sal hy sterwe, hy is skuldig, en jy is skuldig. En van al die geregtige dade wat hy gedoen het in die verlede, word daar nie gesien nie, sê die Here hierso. Nee. Okay. Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige nie moet sondig nie, en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het, en jy het jou siel gered. So as jy hom waarsku en hy bekeer, dan het hy sy siel gered, en jy het jou siel gered, omdat jy hom gewaarsku het. Okay. So wie die predikers wat sê, dit is alright om 'n tattoo te hê, en wat jy trek al die mense, pas op vir jou. En allerhande ander dinge wat hulle in die Bybel het skeer en in die 4 gooi, soos wat ons laasweek gehoor het, nee, want hulle doen dit. Al doen hulle dit nie fisies nie, verstaan. Baie predikers, hulle raak net hierso aan die Nuwe Testament, of hulle raak net hier en daar aan hierdie, hulle lees nie, uit elke skrif wat hier is daar les om te leer. Ek staan toe op en gaan na die laagte uit en kyk, die heerlikheid van die Here het daar gestaan, soos die heerlikheid wat ek by die Kebar rivier gesien het. En ek het op my aangesig geval. Toe kom die Gees in my en laat my op my voete staan, en hy het met my gespreek en vir my gesê, gaan in, sluit jou toe in jou huis, en jy mensekind, kyk, hulle sit vir jou
toue aan en bind jou daarmee, sodat jy nie onder hulle kan uitgaan nie. En ek sal jou tong aan jou verhemelte laat klewe, sodat jy stom sal word en vir hulle geen bestraffer sal wees nie, want hulle is 'n wederstrewige huis. Maar as ek met jou spreek, sal ek jou mond open, en jy moet aan hulle sê, so spreek die Here, Here, wie hoor, laat hom hoor, en wie dit nalaat, laat hom dit nalaat, want hulle is 'n wederstrewige huis. Okay. Nou hierdie, kom ons lees gou van Jakobus. Dit is James 3. Okay, is allemaal dan? James 3, love, that's verse 1. No, I'm just saying verse 1 to 12. Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. En dis kom as 'n mens hier voor staan, dan moet 'n ou vasop, jy moet presies reg spreek. Jy moet verseker wees en deur die Gees gelei word om reg te spreek. Want as jy struikel in jou woorde en 'n ander ene word verlei deur jou struikeling van jou woorde, sal die oordeel op jou ook wees. Nee. So, en soos wat hy sê, almal struikel oor sy woorde. So en dis kom hy sê almal moenie strewe om leraars te wees nie. En ek ben net almal moet net onthou, toe Petrus 3 keer vir Yeshua verloon het. Die derde ding wat daai vrou vir hom gesê het is, maar kyk, hy praat soos een van hulle. So om te sê dat vloek is nie 'n sonde nie, vloek is 'n sonde. Want as in daai tyd mense kon onderskou het van die wat Yeshua gevolg het en die wat Yeshua nie gevolg het nie, kon onderskei het in hulle taalgebruik, dan kan dit vir ons ook so wees. Dan is dit so vir ons ook. Want op die ouene van die dag nee, kan ons nie sê dat Yeshua het hier op aarde rondgeloop en gevloek nie. Kan dit nie sien nie. Ek kan dit nie my... En jy moet in anyway vrugte dra, so as jy vrugte dra, sal jy nie vloek. Ja. Dis en jy sal kalm wees. Ja. In elke omstandigheid. Kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is. 3. Jy nog nie uit 3. O, ek nog nie 3 gelees nie. Ag, sorry. Dis okay. Wat sê? Like it. Dan weet ek ons volg. Kyk, ons sit stange in perde se bekke sodat hulle ons gehoorsaam kan wees en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgery word gestuur deur 'n baie klein roer net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. 'n Baie groot hoop hout kan deur 'n klein vuurtjie aan die brand gesteek word. Ja. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as die seediere word getem en is getem deur die menslike natuur, maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, 'n vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking.
Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water uitborrel nie. 'n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring of wingerdstok 'n vye nie. So kan geen fontein braak en vars water voortbring nie. So ons moet strewe om die goeie vrugte te dra en nie die vuil vrugte nie, soos wat oom gesê het. En ja, dis nie behaaglik om ander te vloek nie. Ongeag van wie hulle is of wat hulle is hulle nog steeds in God se beeld geskape en ons is veronderstel om die voorbeeld te wees vir alle mense, vir alle vlees. Okay. Jesegiel 4. En jy mense, is allemaal daar, sorry man. Ja. Allemaal daar? Secretary. Okay. Dit sal julle Jesegiel 4 wees. En jy mensekind, neem vir jou 'n baksteen en sit dit voor jou neer en teken daarop 'n stad, naamlik Jerusalem. Maak dan 'n belering daarteen en bou forte daarteen en gooi 'n wal daarteen op en stel 'n laars daarteen op en lê 'n stormramme daarteen aan rondom. Okay? Onthou wat sê beleer? Beleer meen om met 'n leer of 'n weermag te beset of te omsingel. Okay. Wat sê? I think it's to siege. To siege. Ja. Ja. So, hy sê vir hom, vat 'n baksteen, en dan teken jy nou Jerusalem daarop. Ons gaan nou verder lees wat hy daarso sê. Maak dan 'n belering daarteen en bou forte daarteen en gooi 'n wal daarteen op en stel laars daarteen op en lê stormramme daarteen aan rondom. Verder, neem jy vir jou 'n ysterpan en sit dit as 'n ystermuur tussen jou en die stad en rig jou aangesig daarop en dit sal beleer wees. En jy moet dit beleer. 'n Teken is dit vir die huis van Israel. Gaan lê ook op jou linkerkant en sit daarop die ongeregtigheid van die huis van Israel volgens die getal dae dat jy daarop lê, moet jy hulle ongeregtigheid dra. En ek lê jou die jare van hulle ongeregtigheid op volgens die getal dae, 390 dae. So hulle was 390 jaar wat hulle volgens ongeregtigheid gelewe het. Neem hulle kennis daar. Dat jy die ongeregtigheid van die huis van Israel moet dra. En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy vir die tweede keer op jou regterkant gaan lê en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra. 40 dae lank, vir elke jaar lê ek jou een dag op. En op die belering van Jerusalem moet jy jou aangesig rig terwyl jou arm ontbloot is en jy moet daarteen profeteer. So kyk, dit is nou die manier wat God vir hom gesê het om te profeteer oor eerstens Israel, Jerusalem en oor Juda. Okay, want die tweede keer het hy dit gedoen vir Juda. En op die belering van Jerusalem moet jy jou aangesig rig terwyl jou arm ontbloot is en jy moet daarteen profeteer. En kyk, ek sit vir jou toue aan sodat jy jou nie kan omdraai van die een kant na die ander kant nie, totdat jy klaar is met die dae van jou belering.
en neem jy vir jou koring en gas en boontjies en lentsies en broodmanna en speld en gooi dit in een skottel en maak vir jou daarvan brood volgens die getal dae dat jy op jou sy lê. 390 dae moet jy daarvan eet. En jou voedsel wat jy moet eet sal in gewig wees 20 sikkels elke dag. Van tyd tot tyd moet jy dit eet. So hy moes nou hierdie gemaak het en 20 sikkels vir elke dag en so deur 'n dag moes hy dit geafration het as ek dit nou so in Engels kan noem. So hy moes deur die hele dag net 'n bietjie geëet het sodat hy die hele dag deur dit kon gekom het. Okay. En jou voedsel wat jy moet eet sal in gewig wees 20 sikkels elke dag. Van tyd tot tyd moet jy dit eet. Jy moet ook water by die maat drink en die 6de deel van 'n hin. Van tyd tot tyd moet jy dit drink. En as garskoeke moet jy dit eet en as op eet en dit op die mis van mense drek bak voor hulle oë. Dit is bietjie rof, nee. Ja, hy dalk so vir julle dit. Yes, ontken dit. Nou, ek wil net vir elkeen nou ook sê, kyk, dit gaan nie altyd maklik gaan, dat as ons die Here dien, dan gaan dit altyd maklik wees. Nee, dit is nie so nie. Partykeer verloon dit ook, hoe kan ek sê, wil God ook hê ons moet moeilike dinge doen, veral as jy in die bediening staan. Doen nou partykeer dinge wat moeilik is. Vir myself ook, ek is nie 'n ou wat maklik gaan en 'n ou gaan sê, hoor hierso, dit wat jy doen is verkeerd nie. Dit is vir my moeilik. Dit is vir my moeilik om dit te doen. Maar in elk geval. Toe sê die Here, so sal die kinders van Israel hulle brood onrein eet onder die nasies waarheen ek hulle sal verdrywe. Okay, so kyk net hierso, Esegiel, hy sê vir Esegiel, kyk, jy moet dit so doen. En soos wat jy dit doen, profeteer jy dat dit is hoe dat Israel dit sal doen. En ek wil net hierso noem dat ons het ook ons eie siener gehad, ons almal weet dit, van siener van Rensburg. En hy het met baie keer het hy gesê dat hy sien homself as die boervolk. So dit is vir ons winsgewend as ons gaan luister na dit wat ons profeet ook gesê het, sodat ons weet van die tyd wat voor lê. En daar's baie mense wat baie meer weet as ek, maar verstaan, ek sien ook in myself dat ek die ondersoek daarin moet stel. Want as 'n ou nou weer kom tot die besef dat daar waarheid opgesluit lê, dan is die bal in jou hande of jy dit gaan naspeur. En op die einde van die dag moet ons dit doen vir elke keuse ook wat ons maak in die lewe, moet ons naspeur, is dit goed en reg in God se oë, is dit wat hy wil hê? Soos wat ons laas keer ook gehoor het, waar die volk gevra het vir Jeremia, en hy sê vir hulle, asseblief, vra tog vir God, wat moet ons maak, of dit nou goed of sleg is, laat ons dit kan doen, of dit goed of sleg is, laat ons dit kan doen, sodat dit met ons kan goed gaan. Ons het dit laas keer gehoor, het julle, onthou julle? So, of dit nou goed of sleg is vir my, na my wese, na dit wat ek nou dink of goed of sleg is, laat ons dit kan doen, en as ons dit doen, dan sal dit met ons goed gaan. So op die einde van die dag, as ons dit doen wat God vir ons sê, dan sal dit goed gaan. Okay, waar was ek? 14. Okay. En ek sê, ag Here, ek kyk, my siel is nooit verontreinig nie, en ek het van my jeug af tot nou toe geen aas of iets wat verkeerd is geëet nie, en daar het geen bedorwe vleis in my mond gekom nie. Toe sê hy vir my, kyk, ek het vir jou beesmis gegee in plaas van mense trek. Daarop moet jy jou brood klaarmaak. Ook het hy vir my gesê, mensekind, kyk, ek verbreek die staf van die brood in Jerusalem, en hulle sal brood by die gewig en met kommer eet, en water by die maat en in stomme smart drink, sodat hulle 'n gebrek aan brood en water het, en die een met die ander verstom staan, en in hulle ongeregtigheid wegkwyn.
Daar is ook 'n profesie wat sê dat dit so gaan wees in die laaste dae ook en met Siener van Rensburg ook. Dat verstaan ons sal die brood afweeg. Verstaan ons sal ek kry wel geld sal 'n brood koop. Daar sal nie waarde wees nie. So dit gaan moeilik wees in daai tyd. So ons is veronderstel om te luister. Maar sien julle hoe het hy geprofeteer? Eers moes hy dit doen. En dit was as teken vir die volk om te sê, luister, maar dit is wat oor die volk gaan oorval. Ja, wat die volk oorkom. Okay. Ons gaan aan by 5. En jy mensekind, neem vir jou 'n skerp swaard as keermes en moet jy dit vir jou neem. En laat dit gaan oor jou hoof en oor jou baard. Daarna moet jy vir jou 'n weegskaal neem en die hare verdeel. 'n derde deel moet jy binne in die stad met vuur verbrand. As die dae van die belering verby is, dan moet jy 'n derde deel neem en met die swaard stikkenkap rondom die stad en 'n derde deel moet jy in die wind strooi en ek sal 'n swaard agter hulle aantrek. Jy moet ook 'n klein bietjie daarvan neem en dit in jou slippe bind. Nou jou slippe is die soem van jou hemp aan die onderkant. Dis jou slippe. So hy moes nou van die hare gevat het, hy moes dit in sy slippe gesit het en dit toegewerk het. So sê wat was dit? Vers 4. En daarvan moet jy nog weer neem en dit binne in die vuur gooi en dit met vuur verbrand. Daar sal vuur van uitgaan in die hele huis van Israel. Laat my dink aan wat ons Vrydag gehoor het. Wat Siener van Rensburg gesê het, hy sê 'n groen ou sak in die graf af. En soos hy afsak, dan bars die vlamme uit. Waar daar ook oor ons profesie is, nee. So sê die Here, dit is Jerusalem. Ek het dit onder die nasies gestel en lande is daar rondomheen. Maar dit was wederstrewig teen my verordeninge, goddeloser as die nasies en teen my insettinge meer as die lande daar rondomheen. Want hulle het my verordeninge verwerp en in my insettinge nie gewandel nie. So sien die oordeel het gekom omdat hulle nie God se verordeninge hulle was nie onderdanig daarin nie, hulle was nie gehoorsaam daarin nie. Nee. Daarom so sê die Here, omdat julle opstandiger is as die nasies wat rondom julle is, in my insettinge, nie gewandel en my verordeninge nie betrag het nie, selfs na die verordeninge van die nasies wat rondom julle is, nie gehandel het nie. Daarom, so sê die Here, kyk, ek het dit teen jou, ja, en ek sal strafgerigte in jou midde oefen, voor die oë van die nasies, en om al jou gruwels ontwil, sal ek aan jou doen, wat ek nooit gedoen het nie, en wat ek so nooit weer sal doen nie. Daarom sal die vaders die kinders opeet in jou midde, en die kinders sal hulle vaders opeet, en ek sal strafgerigte oefen in jou midde, en sal al wat van jou oorbly en na al die windstreke verstrooi. Nou op die huidige stadium dan is dit so, dat kinders is teen ouers en die ouers is teen kinders, en op die einde van die dag is dit net gemors. En dit is 'n oordeel waarin ons ook staan as gevolg van ons ongeregtighede, omdat ons nie ons kinders groot gemaak het in die weë van die Here nie. Raak hulle nou opstandig. En omdat ons nie gewandel het in die weë van die Here nie. So nou kom sê jy vir, soos wat ons nou die laaste tyd ook gehoor het, dan sê jy vir jou kind, ja maar moenie dit doen nie. Ek onthou ek het dit op 'n tyd gesê. Dan sê jou kind vir jou, ja maar jy doen dit. Nou, hoe verwag jy dan nou, ek moet nou gehoorsaam wees aan jou as jy dit nie eers doen nie. En dan, as ek kyk na die boere volk wat nou almal so, verstaan, Rusland toe gaan, hulle gaan nou Amerika toe, hulle almal vlug vir dit wat voor lê.
En ons volk is verstrooi oor die wêreld. En as 'n mens kyk, as jy enigiemand vra, dan sê hy's 'n Christen. Enkele sal eerlik wees en hy sê nee, hy's 'n ateïs. Verder is almal Christene, maar as jy kyk na hulle lewenswandel, dan sien jy maar, so jy sê jy's 'n Christen. Ek het nou die dag vra ek 'n ou daar by die werk, ek vra wat se geloof is julle of wat ook. Ek weet nou nie hoe dit gekom het, maar hy sê vir my, nee, ons is Christene, ons gaan net nie kerk toe en seker goed hê. So nee, soos wat ons weet, daar staan moenie die ouderlinge bijeenkoms versuim nie, soos wat meester die gewoonte gemaak het nie. So ons is hier om te wees, maar ook as ek sien in 'n ou se lewenswandel, dan wys dit. En vir my, ek voel altyd daai aandringe om 'n ou te bemoedig om God te soek. Ek voel dit in my. En dan moet ek vir 'n ou vra, verstaan? So as daai vraag opkom, as die Gees my lei om 'n vraag te vra vir iemand, dan sal ek hom vra. Want dalk net daai vraag plant 'n saadjie en hy wonder. So, as jy dit sê, dit is nie reg nie, dit is nie reg nie. En hulle sien die lewenswandel wat jy lewe en dit waarmee God jou seën, dan vermaan dit alleenlik ook mense om te groei in daai rigting. Okay, waar was ek nou? 11. Ja, gou 'n stukkie water kry. Nee? Daarom so waar as wat ek as ek leef, spreek die Here gewis, omdat jy my heiligdom verontreinig het met al jou verfoeisels en met al jou gruwels, sal ek my ook onttrek. My oog sal nie verskoon nie en ek sal ook nie spaar nie. Daar is vanoggend al en soos wat ek hier lees, dan ek lees hier verfoeisels. Dan laat dit my dink aan hierdie beelde wat hulle gemaak het daar in Pretoria van, ek weet nie wat se ou wat op die perd sit en alles, en dit is afgodsdienary. Want dit is nou Jan van Riebeeck, of ek weet nie wie dit is nie. Of Kreer. Okay? Nee, nou het hulle, eventually het hulle nou hierdie gesien as 'n groot man, hy's nou die man wat die staat gebou het en wat ook al, en nou bou hulle vir hom 'n afgod, dis 'n afgod. Dan, is nou bou jy 'n beeld, en almal gaan kyk, dit is nie behaaglik in God se oë nie. En soos wat pastoor Jacob ook sê, nou gaan sit ouens altyd op die Sabbat en gaan kyk rugby en syf en alles, en dan op die ouene van die dag wat dis nie behaaglik vir God nie. Ja, ek het gesien ook die Statue of Liberty was gemaak by koperryk. Wat is dit? 100% by koperryk. So dis hoekom na 'n paar jaar het ek groen geword van oksidering, maar hoe hy originally gebou was met koperryk. So hy het letterlik hierin gemaak bou. En dat hy uitskyn van wat jy kon sien soos 'n beaker. Ja, ek het ook gesien as jy kyk op Statue of Liberty is daar appel. Ja, op die voete. En dis the Big Apple. En dan die Statue of Liberty is eintlik wat ek gesien het op 'n video. As ek dit weer kry, kan ek dit stuur op die groep. Dat dit is eintlik Satan. Ja. So nou verstaan jy? Dis afgodsdienare. Yes. A little bit of history about the Statue of Liberty. It was actually made in France that they wanted to give statue to something that's a landmark. They decided that the English date was hideous and they actually donated it, gifted it to the US, who eagerly took it. And in its place went the Eiffel Tower in France. Little bit of history. Ja, maar op die einde van die dag, 'n statue is 'n beeld. Is 'n beeld. 'n beeld is 'n afgod. That's just where it came from. Yeah, yes. No, thank you for that little bit of history. I never knew.
Ja, ek sê eintlik maar bietjie swak met geskiedenis. Ek sê wat my interest was nooit daar nie. Wat was dit met 12? Okay. 'n derde deel van jou sal aan die pes sterwe en deur hongersnood in jou omkom. En 'n derde deel sal daar die swaard rondom jou val en 'n derde deel sal ek na al die windstreke verstrooi en ek sal 'n swaard agter hulle uittrek. So sal dan my toorn uitwoed. Ek gaan gou ietsie noem net wat ek nou onthou is in een van die profesieë van Siener van Rensburg het hy gesê dat hy sien dat Johannesburg slaan aan die brand. Nee, ja. Okay. So sal dan my toorn uitwoed en ek sal my grimmigheid tot rus bring teen hulle en aan my voldoening verskaf. En hulle sal weet dat ek die Here in my ywer gespreek het as ek my grimmigheid teen hulle laat uitwoed. En ek sal jou 'n pynhoop en 'n voorwerp van smaad maak onder die nasies wat rondom jou is, voor die oë van almal wat verbygaan. En dit sal 'n voorwerp van smaad en skimp wees, 'n waarskuwing en 'n voorwerp van verbasing vir die nasies wat rondom jou is, as ek strafgerigte in jou oefen, in toorn en grimmigheid en in grimmige strawe. Ek, die Here, het dit gespreek. En ons, soos die profesie loop, is dat anargie gaan uitbreek hier in Suid-Afrika. En daar gaan baie van ons boere sterwe. En dan gaan die mense eers tot die besef kom dat, luister hier, ons het God nodig, wat 'n hartseer saak is, want ons moet dit nou al besef. En Siener van Rensburg het ook gesê, kyk dat die anargie gaan kom, ou kan nie dit stop nie, en baie keer, ou kan nie bid teen profesie nie, maar hy sê, die wat dit weet en voorbereid is, hulle sal dit beter hê as die wat nie weet nie. En ek dink die wat dit weet en nie voorberei nie, sal dit bietjie swaarder hê, omdat jy dit geweet het. So, elkeen van ons moet reg maak in ons huise en in ons gees ook, soos wat ons Vrydag gesê het, is ons moet geestelik groei en ons moet wakker wees en luister na dit, meer en meer luister na dit wat die Gees vir ons sê en meer gefyns raak daarin. Ons moet geoefen raak daarin om te luister en te doen dit wat die Gees vir ons sê ons moet dit doen. Waar was ek nou? 16. As ek die verderflike pyle van hongersnood teen hulle uitstuur, wat tot verwoesting is, wat ek uitstuur om julle te vernietig, dan sal ek die hongersnood oor julle vermeerder en julle staf van die brood sal ek verbreek. Ja, hongersnood en wilde diere wat jou kinderloos sal maak, sal ek oor julle stuur. Ook sal pes en bloedvergieting in jou rondgaan. En ek sal 'n swaard oor jou bring. Ek, die Here, het dit gespreek. Okay, Markus 13. Almal daar. En toe hy uit die tempel uitgaan, sê een van sy disippels vir hom, Meester, kyk watter klippe en watter geboue. En Yeshua antwoord en sê vir hom, sien jy hierdie groot geboue? Daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word wat nie afgebreek sal word nie.
En toe hy gaan sit het op die Olyfberg reg oor die tempel, vra Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas hom afsonderlik. Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken wanneer al hierdie dinge volbring word? En Yeshua antwoord hulle en begin te sê, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek, en hulle sal baie mense mislei. Maar wanneer julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom. Maar dit is nog nie die einde nie, want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal aardbewings wees op verskillende plekke, en daar sal hongersnode wees en beroeringe. Hierdie dinge is die begin van die smarte. Nou as ons kyk na vandag se daar is oorlog, ons hoor oral gerugte van oorlog en oorlog is oral. En ons het net nou die dag hier in Suid-Afrika het ons aardbewing gehad. Ek onthou ek het nog wakker geskrik. En my vrou wil opspring en toe druk ek haar so vas. En ons het sulke hier bo ons het ons sulke 2 kaste. En ek onthou toe ek so wakker word, toe sien ek die deure gaan so oop. Toe ek so regop sit, maak ek so en my vrou lag heeltyd vir my daaroor. Maar verstaan dat ons ewen hier in Suid-Afrika dat ons nou al aardbewings het en dit is die begin van die smarte. Maar weet julle vir julleself op die hoede, want hulle sal julle oorlewe aan regbanke en in sinagoges sal julle geslaan word en voor goewerneurs en konings gebring word om my ontwil vir hulle tot 'n getuienis. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word en wanneer hulle jul weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie en moenie daaroor dink nie. Maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek, want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. En die een broer sal die ander tot die dood oorlewer, en die vader sy kind, en die kinders sal teen julle ouers opstaan en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Ek weer daar lees van 9 af. Maar wees julle vir julleself op die hoede, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke, en in sinagoges sal julle geslaan word, en voor goewerneurs en konings gebring word om my ontwil, vir hulle tot 'n getuienis. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. Nou die evangelie is reg oor die wêreld al verkondig. Daar's nie 'n plek. Ek sien nou ewen in China is daar Chinese predikers en goede. Verstaan, so daar's ek kan nie sien dat daar 'n land is waar die evangelie nog nie uitgegaan het nie. So ons moet net kennis dra daarvan. Ons is definitief in die laaste dae. So ja, ons moet regmaak. Ons moet reg lewe. Die tyd nou, daar's nie tyd om nou te sondig en dan reg te maak. Tyd om te sondig en dan reg te maak nie. Jy weet nie. Verstaan ek, daar's 'n vasgestelde tyd vir alles. Maar soos wat pastoor JP altyd sê is, jy weet nie of jy hier lewendig hier gaan uitstap nie. Jy weet nie wanneer is jy besig om te sondig en dan val jy mors weer neer en dan is dit tot die einde toe. Ja. En dan verstaan, daar staan geskrywe soos wat ons gelees het dat verstaan, as die regverdige sondig, nee, en hy sterwe, dan word daar nie gedink aan sy geregtigheid nie, want dan is jy skuldig aan al die ander sonde ook. Soos wat ons laasweek gehoor het. Die een sonde is nie meer as die ander sonde nie. As jy gesondig het, dan is jy skuldig aan alles. Dan is daar nie meer die geregtigheid van wat jy tevore gedoen het nie. En God dink nie aan daai geregtigheid nie. Maar ook so, as jy gesondig het en jy draai weg, dan dink God alweer nie
aan aan jou ongeregtigheid nie. As jy weggedraai, want dan is jy heilig voor hom. So, Lê die sonde af. ja, lê die sonde af en moet dit nie weer doen nie. Ja, bly weg van dit af. En ding is, iedereen en elkeen van ons weet, wanneer hoe kan ek sê, wanneer jy deur jou eie sondige begeertes verlei word, né? Wat die versoeking is. Jy weet, okay, jy verstaan, as ek nou daar by daai kafee gaan wat direk langs die bar is, dan wil ek dit opdrink. Dan gaan jy na 'n ander kafee toe. Verstaan jy? Jy moet sulke draaie om daai versoekinge loop, sodat jy wegbly daarvan. En dan sal God jou versterk, omdat hy sien, nee, kyk, hierdie ou doen nie ekstra moeite om weg te bly daarvan. En as jy soos wat ek altyd sê, as jy die eerste stap vat om weg te bly van daai sonde, om te bekeer van die sonde, dan versterk God jou om jou te help om daardeur te kom. En dis hoekom die gemeente ook hier is. Verstaan, nou mense kan dalk nou nie met almal gesels of wat ook al, jy het nie daai vertroue om met elkeen te gesels nie, maar wanneer jy struikel, is die gemeente daar om jou te help, om jou te versterk. Dis hoekom ons 'n liggaam is. Okay. En wanneer hulle jou weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie, maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek, want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. En die een broer sal die ander tot die dood oorlewer, en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En dit is so net, volhard in die bekering van ons verkeerde weer ook. En volhard om te doen dit wat God vir ons sê om te doen. Ken hom in al jou wees, soos wat die sang gaan. Ken hom in al jou wees. So enigiemand wat 'n vraag het of iets het om by te las, iets om te sê. Let's be oop. Aba Jahoua, ons sê vir U dankie dat U ons geseën het met die skrif, wat die swaard van die Gees is, my Vader. Ons gee al die lof, eer en prys dat U ons altyd lei in dit wat reg is, en aan ons openbaar dit wat verkeerd is. Help iedereen en elkeen van ons om aan te hou groei, my Vader, sodat ons behoorlik heilig voor U kan wandel, my Vader. En ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus naam, amen.